Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus, sy kosbare Heilige Gees. Amen. Here, ons staan vanoggend voor U, Here, in dankbaarheid. Here, ons staan in bewondering voor U. Ons aanskou U, Here, U werke, ons verkyk ons, Here, aan U grootheid, aan U almag. Here, U is wonderbaar. U is God. U is heilig. U is die enigste lewende God. U is die skepper van die hemel en aarde. U is die Here, Here. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus en ons kom lê alles voor U neer. Here, dankie vir hierdie nuwe jaar, vir die eerste Sondag in hierdie nuwe jaar, die eerste boodskap. Here, dankie dat ons in U genade gevorder het, ook met Openbaring. Here, dat ons by hoofstuk 14 kan wees, 'n baie belangrike hoofstuk wat so misverstaan word. Ons dankie vir daardie genade. Here, ek bring elke ene, ons het nog steeds, Here, meeste mense het nog steeds, Here, probleme wat oorgekom het, wat van eergister afgekom het, van die, Here, ons is maar net 3 dae aan, en baie mense, Here, sit nog steeds met dieselfde probleme, siekteprobleme, huweliksprobleme, verhoudingsprobleme, gesondheidsprobleme, Here, finansiële probleme. Ons bring dit steeds alles voor U, en Here, bid vir U genade. Wees ons net genadig. En ek bid, Here, in hierdie jaar, Here, vir persoonlike herlewing in mense. Here, dat mense die weg vir U voor sal berei vir U koms wat baie naby is. Watter weg, Here? Die weg na hulle self toe, na hulle eie hart toe. Laat ons, Here, in hierdie jaar die weg voorberei vir U, dat daar niks in die pad sal staan nie. Here, seën ook hulle wat in hierdie nuwe jaar ook weer getrou was aan hulle tiendes en hulle offers aan U. Dankie, Here, dat ons dit kon ontvang, 'n middelman kon wees wat dit aangee net, Here, na die vrugbare grond toe. Seën elke een ooreenkomstig U rykdom in Christus. Elke een, Here, wat getrou is. En spreek met ons in Jesus naam. Amen. Amen en amen. En ons is, prys die Here, dit is hoofstuk 14, daar is hoofstuk 14, die lam en sy vrygekooptes. Daar gaan ons nou hoor van die lam en die vrygekooptes, en 'n belangrike een daarso word gepraat van 144.000, daar is daai Jode alweer, ja, jy's reg, en dan wat ek daaronder nou onthou, wat ek daaronder kon bygesit het, was die graanoes en die druiweoes. Die graanoes en die druiweoes. Kom ons begin sommer dadelik. Hierdie is weer eens 'n 20 vers hoofstuk. Kom ons begin. Dankie, Here. Geef ons insig, geef vir ons wysheid, en laat ons U woord kan
ontvang. Vers 1, en ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Amen. Baie belangrik hierso, baie mense verwar dit en sê dit is op die aarde, omdat hulle daar so sien van waar is die berg Sion. Dit is nie op die aarde nie. Die eerste keer wat Jesus, maklik om dit te kan onderskei, die eerste keer wat Jesus op die aarde kom, met sy voete op die aarde neersit, is met die wederkoms. Eerste keer wat Jesus op die aarde kom. Right. In hoofstuk 4, ek gaan nie nou weer daaroor uitlei nie, oor die wederkoms en die wegraping nie. Hoofstuk 4 was daar so 'n hele hoofstuk gewy aan die verskille tussen die wegraping en die wederkoms. Wat gaan hier aan? Jesus staan in die derde hemel op die geestelike berg Sion. Daar is iets soos 'n geestelike berg Sion in die derde hemel. Wat hier gebeur is die feit dat Jesus afkom in die derde hemel, en in die derde hemel kom staan op die berg, en van die berg af praat, die berg in die hemel, bevestig dat dit wat daar in hoofstuk 12 gebeur het, onthou jy, toe was die hemele skoongemaak, en Satan en al sy demone was uitgewerp, uitgegooi na die aarde toe. Dit bevestig dat die hemele skoon is. Anders sal die Here nie gaan beweeg daarso tussen hulle nie. 'n ander ding in Esegiel 28 vers 14, Esegiel 28 vers 14, staan geskrywe dat regtig, ja, berg Sion en die hemele, daarso staan dat Satan nog daarso, daardie stadium, 'n geseënde gerib was, wat op die berg, die heilige berg van God in die hemel gestaan het. Daardie in Esegiel 28 vers 14, wanneer jy dit weer lees, kan jy sê, prys die Here, die heilige berg van God is die berg Sion, waar hy in op die hemel opgestaan het. Daar sê, prys die Here. Dan word daar so genoem van die 144.000. Nou, by die tyd behoort jy te weet, dit is hierdie klomp. Wie is hulle? Dit is die geredde Jode. Die geredde Jode, die 144.000, dit is net Jode. Ek het dit mooi al voorheen gesê oor en oor, dat dit hier moet ingaan by ons, dat jy dit kan onthou, dat jy dit moet weet. Dit is die geredde Jode, niemand anders nie. Hier gaan hulle gaan in die hemel in. Dit is wonderlik om te weet dat hulle wat gered is, wat die Here aanvaar, maar daar's voorskrifte wat ons nou gaan sien. Wow, hulle land op in die hemel. Wat sê ons? Agter ons kom ook in die kraal. Dit is bietjie later as die ander, maar hulle kom. Gaan nie maklik wees nie, want daar gaan baie vervolging wees, maar hulle gaan hemel toe. Amen. En dan iets interessant. Kom ek gaan net weer terug na die versie toe.
Die naam met sy naam en die naam van sy Vader. Die naam van Jesus en die naam van die Vader op hulle voorkoppe. Is dit nou ook iets soos 'n chip of is dit so saam met 'n rooi kolletjie, 'n blou kolletjie of wat is dit hierdie? Nee, dit is nie. Wat hierdie is, jy gaan nou sien dat hierdie voorskrif, dit is wat in hulle gedagtes is, hulle het rein gedagtes. Die Here, Jesus en die Vader, die woord is op hulle koppe en op hulle voorkoppe, is op hulle gedagtes. Dis al wat dit beteken, dis nie hierdie merk glad nie 'n merk nie. Dit is 'n geestelike merk, 'n ding van in die verstand. Right, vers 2. Hulle gedagtes, hulle verstand is gerig op die Here en op God. Right, vers 2. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het gehoor die geluid van siterspelers wat speel op hulle siters. Okay, wat gebeur hier? Dit beskryf net, ek het dit voorheen gesê in een van die ander hoofstukke, elke keer wanneer die troonarea, die troongebied betree word, dan word dit beskryf met donderslae, weerligte. Onthou jy, ek het dit gesê, ja, dit is 'n manier, dit wys net elke keer dat dit sê dat daar is ontsaglike gesag en energie rondom die troon. Baie waters dui op 'n, het jy gehoor as waters val, as jy was jy al met die Victoria watervalle, dit val so hard daai water, dit is oorverdowend. Baie waters dui op 'n stem van autoriteit. Harde donderslae dui op hierdie ontsaglike krag rondom die troon, en dan siterspelers wat speel, dui op die mooiste, heiligste, verhewe klanke wat daar in die hemel is. Hier is hierdie ontsaglike krag. Dit gaan nie regtig hierdie donderslae en goed wees nie, dis hoe hy dit probeer uitdruk, maar in hierdie krag om die troon is hierdie mooiste musiekklanke. Wow. Here, sal ons dink ons tree tot U met musiek en ons bid en ons gaan en dan sê ons wow, en vandag was die Here hier so. Nee, weet jy, as die Here net vandag hier was, pastoor, en daar so waar julle aanbid, dis ek jammer as hy net party daar is. Maar wat ek wil sê is, dis hoe ons dit probeer uitdruk. Ons het vandag 'n belewenis met die Here gehad. Nee, kyk hier die belewenis. Ek dink dit sal die belewenis wees wat onverstaanbaar vir ons is, onbegryplik is. Maar dit is wat daardie beteken. Vers 3. En hulle het 'n nuwe lied gesing. Daarso onthou jy, dis die tweede keer dat daar 'n nuwe lied gesing word, en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kom die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is.
Na sê, niemand kon die lied leer nie. Nie die lewende wesens, na so het ek 'n prentjie, nie die lewende wesens, daar so is dit uitgedruk by die evangelies is, ek hoef dit nie weer te bedek, nie die ouderlinge nie hulle wat in die Nuwe Testament, Ou Testament wat reeds in die hemel is nie, wie word daar nog genoem, niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Die 144.000 Jode, net daardie Joodjies kan hierdie lied leer. Dit moet definitief 'n Hebreëse lied wees, wat spesiaal voorberei was vir hierdie 144.000 Jode wat nou gered is. Sien jy, dit gaan nie net vir die Here om dit dat jy gered word nie. Kyk hierso, as jy in die hemel kom en hulle gaan 'n nuwe lied sing en toe het ons gesien, maar die nuwe lied is ou woorde. Dit was hier reg in die begin, het ons daar gewees. Hier is weer 'n nuwe lied. Die Here is bly om jou te red. Hy is bly om jou te ontvang. Hy wil dit vir jou spesiaal maak. Hy maak dit elke keer met 'n nuwe lied. Kondig hy dit aan. Wow. Fantasties. Wat niemand anders te kan leer nie. Nou, dit is as jy dit lees, dan maak nie baie sin nie, want ons is daar in die hemel, ons is in verheerlikte liggame. Ons het dieselfde eienskappe as God dan, as Jesus. Verstaan elke taal, alles. Maar Jesus staat wat niemand kan leer nie. Oorspronklike teks sê, wat die Here behoed hulle om dit te leer. Dis spesiaal net vir daardie Jode, regte, egte Jode, nie mense wat maak op hulle Jode is nie, regte, egte bloedlyn Jode wat gered word uit die 12 stamme, 12.000 uit elke stam uit, onthou jy? Amen. Nou, wie is hierdie Jode? Wat is hulle? Dit is hierdie, wat ek nou gaan sê, is deel van die teken op hulle voorkoppe. Dit is geredde evangelie rein Jode, wil ek hulle noem. Hoekom evangelie rein? Want, onthou, tot net onlangs was hierdie ortodokse Jode, wat rein was deur al hierdie wette wat hulle gevolg het. Nou is hulle, nou het hulle by die evangelie van Jesus Christus redding ontvang. En hulle is nou nie net ortodokse Jode wat skoon is nie, en rein is nie, hulle is nou nog verlos in Jesus Christus rein, skoon van alles, skoon van gedagtes, skoon van denke, gedagtes, selfde ding. Ja, evangelie rein Jode. Wat ook nog niks is uit die vorige bedeling, uit hulle vorige oortuiginge ook verkeerd gedoen het nie. Nog rein was daarin ook. Nou, baie belangrike punt om te noem hierso, baie vals leringe ontstaan rondom hierdie verse.
wanneer mense wie nie weet nie, dat hierdie net Jode is nie, waarvan hier gepraat word. 144.000 Jode uit die 12 stamme van Israel. Dan kom hulle en hulle koppel baie keer 'n denominasie, die Jehovah Getuies, die Mormone, die Sewendagse Adventiste, hulle koppel hulle aan hierdie 144.000. Dit is 'n vals leuen. Hulle sal nooit Israeliete wees nie, Jode wees nie. Julle sal hulle gewoontes, hulle wette en goed gaan navolg soos hulle, maar jy gaan dit nooit een wees nie, want jy is uit die stam van Daniel, Jakobus, Versagi, nie uit die stam van Juda nie, of uit die stam van wie ever nie. Hierdie is slegs Jode. Amen. Dit is dieselfde as, om dit maklik te verstaan, dit gebeur, mense, Christenmense, mense wat nie Christen is nie, jy kry dit baie, dat iemand, sê nou maar uit 'n Christen agtergrond uit, gaan trou met 'n man, gaan trou met 'n Muslim vrou, Indian, wat is Indian, amper sê coolie, hoe daai het ek het gesê, ekskuus, dan Indiër, het gebeur meer dat jy kry hierdie Christen meisies, of wat 'n Christen agtergrond het, hulle gaan trou met Indiërs, dan moet hulle geloof aanneem. Nou daai gaan altyd 'n Suid-Afrikaanse vroutjie bly, maak nie saak wat sy geloof sy aanneem nie, sy gaan nooit werklik 'n Indiër wees nie, want sy is nie, want haar bloedlyn is dit nie. Dit is nie moeilik om te verstaan wie hierdie Jode is nie. Vers 5, kom ons gaan aan. Vers 5. Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Amen. Daar het jy dit, prys die Here. Nou, hierdie vers is uit baie Bybels uit weggelaat, baie vertalings uit. Maak net seker of jou Bybel dit het of nie. Hierdie Jode is in die hemel, en daar staan, dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie. Met ander woorde, dit is 144.000 ongetrouwde mans Jode. Hulle is maagdelik rein. Hulle is nog nooit getroud nie, nog nooit saam met enige vrou gewees nie. Met ander woorde, dit is die ou ortodokse Jode. Alright.
So, hulle is ou ortodokse Jode. Dit was nie hierdie wille Joodjies nie. Dit is hierdie ou ortodokse Jode wat elke wet nagekom het. Hulle het hulle liggaamlik rein gehou volgens hulle die wette en die voorskrifte. En dan staan daar so, dit is hulle wat die lam volg. En saam met dit het hulle nog steeds rein gebly en die lam gevolg. Jesus Christus aangeneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. En God die Vader, die eerstelinge vir God, hulle het ook God as die skepper bely van hemel en aarde. Dis maar al wat die versie sê. So ons het 'n goeie idee, hierdie is Joodjies wat vanuit die Ou Testament se voorskrifte uit rein is en nog nou die Here aanvaar het en toe nie iets laat gaan nie. En hoorie, nou is ons mos vry, nou kan ons doen wat ons wil nie en dit nie, want dit tel nie meer nie. Nee, daardie is nonsens as mense dit vir jou vertel en nou in die Here het jy meer hierdie vryheid, nou kan jy eintlik maar sondig, want jy is mos nou gered, of een keer gered en altyd, dit is leuns daardie. Hier is 'n voorskrif vir die Jode wat maar op ons ook te doen het. Wees maagdelik rein en hulle het ook geestelik rein gewees. Amen. Ons gaan na vers 5. Ek dink is vers 5. Of was ek nou al daar by vers 5? Is dit nou 5? Ek het 'n bietjie hier na meer gespring. En in die mond is daar geen bedrog gevind nie. Wow, dit is die voorskrifte vir hierdie mense. Dit is dit wat hierdie merk op die kop gewys het. Is hierdie voorskrifte van vers 4 en vers 5. In hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Amen. Geen gebrek. Daar is geen bedrog in hulle mond gevind nie. Hierdie is Jode, hierdie is 144.000 mense wat geen bedrog, geen leuns kom uit hulle monde uit nie. Nie eers so iets soos 'n wit leuntjie nie. Daar is nie 'n ding soos 'n wit leuen nie. Want hoor, na die wit, wat is sy naam? Leuen. Leuen is 'n leuen. Geen bedrog uit hulle monde gevind nie. Daar, Here, hoeveel tekort skiet ons. Dit is die voorskrif vir hulle om in die hemel in te gaan. Dit is eintlik die voorskrif vir ons om voor hulle die hemel in te gaan, om gereed te wees. Sê dit daar agter. Vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Amen. En hy het, hier is my probeerslag, hy het dit gesien. 'n engel wat vlieg in die lug. Aha. Nou, wat is hier aan die gang? Hierdie is in 'n mate is dit 'n swak vertaling,
want die oorspronklike teks staan daarso. Kyk wat staan hier in die oorspronklike teks daarso. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, presies dieselfde, met 'n ewige evangelie om te verklaar. Daar staan in die oorspronklike teks te verklaar, nie te verkondig nie. Regtig, wat is die verskil tussen verkondig en verklaar? Verkondig is om iets te verkondig, aan te kondig, om dit te sê en te laat vir nadenke en vir oorweging. Wat kan jy daarmee doen? Om te verklaar, is daar nie 'n geleentheid om iets daarmee te doen nie. Dink mooi daaraan. As ek iets verklaar, is daar niks wat jy kan dit nie oorweeg nie, en dit word gesê, dit is met ander woorde, is iets soos, dit is finish en klaar. Nou dit is wat hierdie engel doen. Hy kom sê, dit is finish en klaar. Daar is nie meer tyd om hieroor te dink nie. Julle het duisende jare gehad, 2000 plus jaar, om hier meer iets te doen. Nou verklaar ek, dit is klaar. Dit is die einde. Daar is nie meer tyd oor nie. Nou hy vlieg in die lug rond en hy kom verklaar. Hy kom kondig aan dat dit is die einde van iets. Wat kom verkondig hy? Vers 7. In vers 7 sê hy, en hy het met 'n groot stem gesê, hierdie is werklike engel, hierdie is geen beeldspraak of enigiets nie, hierdie is 'n werklike engel wat oor die aarde vlieg. 'n regtige, genuine engel. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Amen. Baie belangrik. Hy kom sê, eintlik in ander woorde, sê hy, God se oordeel het aangebreek. En hierdie is so, saam met dit wat hy het nog aankondig, is dit eintlik ook, wow, die Here het geduld en hoop vir die mens tot op die einde toe. Tot met die aankondiging waar die engel kom en sê die Here se oordeel het aangebreek, sê hy, hierso is ander goed wat hy sê, vrees God gee hom heerlikheid, wow, die Here se laaste uitnodiging, hier kan jy nog steeds oorgee aan die Here, sê, Here, ek het agtergebly, ek was verlore, ek bely U, jy kan nog steeds in daai uur gered word, as jy nie die nommer ook het nie, né? Maar daarso, die Here het tot op die einde toe 'n uitnodiging vir die mens se redding. Altyd. Die Here push dit regtig ver vir die mens om gered te kan word. Right. Vers 8. En hy het met 'n groot stem gesê, geval die Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Amen. Kyk wat noem die Here, vals verdraaide godsdiens, vermeng met die ander godsdienste. Onthou jy, dit was
ook in hoofstuk 6. Ja, in hoofstuk 6 wat ek dit gewys het, van die daar het ek nog 'n foto ook gehad, ek het nou nie die foto nie, wat hulle so langs mekaar gestaan het, en hulle elkeen in sy eie verskillende en hulle die klere wat hulle aantrek om te gaan aanbid en doen, toe staan hulle so op 'n verhoog, so al die verskillende gelowe, en hulle bid saam en hulle hou handjies vas en bid saam tot God, en elkeen bid tot sy eie God. Daardie vermenging van so vals godsdiens van al hierdie was hulle kenteken wat voor op die preekstoel gewapper het. Die Here noem dit hoerery. Wow. Dit is wat dit is. Dit is 'n vermenging, 'n hoerery met die waarheid, met die leuen, met valsheid. Dan sal hulle die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid. Dit is definitief hierdie vals een wêreld godsdiens. Ek bly stil dat dit bietjie by jou kan insak, dat jy daarteen kan waak. Bedraaide godsdiens, die ontkenning van die Heilige Gees se werkinge, vermenging met ander. Dit is alles geestelike hoerery met die waarheid in die Here se oë. En dit het al lankal begin, stadig maar seker, wat die mens besig is om te hoereer met die valsheid. Hierdie een wêreld godsdiens het al in 1950 sy verskyning gemaak. Ons het dit gesien, en was dit in hoofstuk 6, wat so baie foto's was, van hoe ver goed al gevorder het. Die Here haat dit. Slegs die waarheid maak jou vry. Slegs die waarheid kan jou red. Nie 'n halwe waarheid nie, nie 3/4 waarheid nie. Slegs die waarheid. Amen. Vers 9 en vers 10. 19 en 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Amen. Wow. Hierso, as jy deur die Bybel gaan, is hierdie versie, vers 9 en 10, is die enigste plek in die Bybel wat die oordeel van die antichrist en die draers van die nommer, die draers van die chip, reguit aangekondig word, verklaar word.
God waarsku die koninkryk van die antichrist dat daar geen verskoning vir sy toorn gaan wees nie. Daarom sê hy onvermeng, ingeskink. Dit sal God se suiwer toorn wees sonder enige verswakking. Die Here op sy kwaadste. Julle, ek weet nie van jy nie, maar ek wil nie die Here op sy kwaadste sien nie, of beleef nie. Vers 11. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in die ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle gaan geoordeel word tot die hel, swaal en vuur, en daar is geen rus nie dag en nag. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Daar staan dit, die merk van sy naam ontvang, die chip, sy beeld aanbid. Sy beeld aanbid, die beeld het ons in die vorige hoofstuk gesien, dis hierdie groot komputer waar almal sy inligting in gepons is. Uit dit uit kry jy 'n chip wat gekoppel is aan hom, hulle hou elke beweging van die dop. Dit is wat dit hier gebeur. Die Here sê, geoordeel tot vers 10, pyniging van swaal en vuur. En dan gaan hy hier aan in vers 11 en sê, dag en nag, daar sal geen rus vir hulle wees nie. Dit is 'n ewige pyniging. En dit nou, ons weet nou al, dit is 'n ewige pyniging, maar dit is ook 'n baie mooi aanduiding dat die hemel en die hel gaan presies van dieselfde tydsduur wees, so lank. Daarso, oorlosie van die hemel en die hel. Die oorlosie van die hemel en die hel, hy het nie 2 armpies nie. Daar is nie tyd nie. Dit is van ewigheid tot in ewigheid. Dieselfde duurte in die hemel as wat daar in die hel is. Wow. Nou, baie mense, of baie denominasies verkondig dat daar is nie 'n hel soos in 'n hel van vuur nie, dit is te breed. Nee, dit is nie. Dit is, die Here het jou die keuse gegee. En dat die hel is 'n plek van verlatenheid, waar dit net alleen is en donker is. En dis daarom mense skrik nie soveel om hel te gaan nie, want dit is net hierdie verlatenheid en donker en wow. Really. Hulle is al hulle hele lewe in hierdie alleene verlatenheid. Worry nie om nog forever daar te gaan sit nie, dis nou, hulle skrik nie eens vir die hel nie, maar as hulle hoor, dit is swaal en vuur en pyniging dag en nag vir altyd, dan begin hulle 2 keer te dink. Hier is die bevestiging, dit is 'n leuen, dit is nie 'n plek van verlatenheid nie. Die hel wat ons hiervan praat, is die hel. Die hel, die plek van die poel van vuur, waar oneindige pyniging gaan plaasvind, so sê die Here. Nee, ek nie, hier staan dit geskrywe. Is dit 'n afskrikmiddel? Ek weet nie of dit 'n afskrikmiddel is nie, maar vir my is dit definitief laat my Here nee, wow. Ek wil nie daar uitkom nie.
maar dit is meer 'n waarskuwing. Bekeer jou. Gee jou hart vir die Here, kom tot by weergeboorte. Amen. Definitief 'n plek soos die hel. Nie 'n plek van verlorenheid nie. Dis omdat ons ook weer nie die oorspronklike teks kan lees nie. Wanneer ons in die doderyk gaan wag vir hierdie mense wat nou reeds in die doderyk is, wat wag vir die wat nie gered is nie, wat nie in die paradys wag nie, maar wat in die doderyk wag. Daar word van 2 helle gepraat. Die een is Hades en die een is Sheol. Hades is die plek van die verlorenheid, hierdie alleenheid. Dit is net in die doderyk. Wanneer ons hier kom by hoofstuk 14, dan word daar gepraat van nou is jy 'n ander hel. Wow, nou word jy net bietjie getransfer van Hades na Sheol, die poel van vuur, want daar is 'n oordeelsdag somewhere in die middel. Sien jy hoe goed is die Here God Almagtig nog steeds vir die sondaar, dat hy hom nie dadelik tot die hel toe veroordeel nie, maar wag tot 'n oordeelsdag, dat die een nie langer is aan die een brand nie. Die Here is regtig amazing. Vers 12. Nou staan hier so vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Right. Wie is hierdie? Hierdie is die Christen nasies wie die geloof in Christus bewaar. Dus al wie geloof in Christus kan bewaar, is Christen nasies. Nie hulle wat glo in God, hulle wat deur Christus Jesus weergebore is. En daar gaan baie op die aarde wees, want daar gaan baie mense wees wat na die wegraping gedurende die 7 jaar vervolgingsperiode die geloof gaan bewaar. Deur te weet, ons het dit nie gemaak nie, ek het nog steeds, ek het die waarheid geken die hele tyd, ek was net nie gereed nie, hulle gaan dit aanhou bewaar, want hulle gaan weet presies waar is hulle en wat is wat volgende gebeur. Hierdie is die einde van die wêreld, hierdie is die oordeel wat nou kom, hulle gaan dit bewaar. So daar gaan mense wees en daar gaan heel wat wees, maar dit gaan baie moeiliker wees as voor die wegraping. Voor die wegraping het die Here se Gees, die engele jou geondersteun, die Here jou gedra en al hierdie goed. Na die wegraping onttrek God sy engele en almal en jy staan alleen dan op die aarde. Stok siel alleen en jy moet dit, soos die Ou Testamentse Jood, moet jy dit op eie krag maak en net staan op oortuiging, wat baie moeilik gaan wees. Okay, vers 13. Wat het ek dan? Maar hier het ek 'n prentjie, ek weet nie hoekom het ek hom nie. Maar hy het iewerste ingepas en ek het vergeet om hom te druk. Daar was 'n prent gewees. Dit is seker die wat jy sien, hulle wat gered word, selfs in daardie tyd,
gedurende die 7 jaar verdrukking. Kyk hier, hulle is nog steeds staan voor die Here, voor sy troon, en hulle is, sien jy, hulle is in wit geklee, en hulle straal van heerlikheid, net soos die ander. Prys die Here. Vers 13, hoe lank is ons al besig? 'n uur. Prys die Here. En ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf salig is van nou af die dode, wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hulle werke volg met hulle. Amen. Die dode wat in die Here sterwe. Dit is hulle, wie ek nou net beskryf het, wat vas staan in die Here, wat nie die nommer, die chip aanvaar nie, en wat in daardie tyd, Openbaring 20, ek dink dit is vers 4, word dit weer bevestig, wat onthoof word. Kan rus van hulle arbeid en hulle werke, daar staan dit, dui net op die beloning wat in die hemel, wat hulle ontvang. Hulle sal beloon word in die hemel, en hulle sal rus. Het die Here dit nie al voorheen iewerste gesê in die Bybel, het jy het al gehoor, almal wat moeg en oorlaai is, wat sê die Here, kom na my toe en ek gee rus. Hierdie mense was vervolg vir die Here, nie vir hulle godsdienst nie. Kom ons kom van daai ene af vir slag. Nee, vir die Here. Nie vir my godsdienst nie, want ek is nie besig met 'n godsdienst nie. Ek is besig met 'n verhouding met die Here. Amen. Nou kom hierso van vers 14 af. Ek dink ek gaan dit tog doen. Baie belangrike deel, die graanoes en die wynoes. Wat is dit? Want dit word baie verdraai en misverstaan. Nou gebeur dit. Sien jy wat het hier gebeur? Die Here het die laaste, dit is die laaste mense wat hy red hemel toe, is die 144.000 Jode. As dit klaar is, dan kom hierdie 2 oeste. Dan kom hierdie 2 oeste is 2 oordele. Dit is wat die oeste is, oordele. Vers 14. Dan gebeur die volgende, vers 14. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n menseseun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. Nou ek het 'n pragtige prentjie daarvoor, kroon op sy kop, sterk sekel, sit op die wolk, een soos 'n menseseun. Dit is definitief Jesus. Net Jesus kom op die wolke in die eerste plek. Die feit dat hy op die wolke kom, is Jesus. Niemand anders te kom op die wolke. Die kroon dui dat dit Jesus is, dit dui sy koningskap aan, menseseun, die seun van die mens, is niemand anders as Jesus Christus, die Here. 'n skerp sekel, 'n
As ek hier aankom en ek het so 'n verwoede sekel, dan gaan jy sien, enige een sal dink, hier is moeilikheid. Die sekel dui aan dat Jesus kom om te sny, om te oordeel. Amen. Die Here het die laastes gered, en voordat die laastes in die hemel in is, daar die 144.000 Jode, totdat hulle in die hemel in is, sodat die aarde is, daar is op hierdie stadium niemand dan oor wat 'n kans het om in die hemel in te kom nie. Dis net hulle wat geoordeel gaan word, wat oor is op die aarde. Dan, dis daarom die Here verskyn met 'n sekel. Vers 15. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit. Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. Wow. Wat gebeur hierso? Die oorspronklike teks lees 'n bietjie anderste, laat dit nie voorkom dat dit nog 'n engel is nie. Want dit is slegs die Here Jesus alleen wat sulke orders kan gee en wat kan oordeel. In die oorspronklike teks sê ander engel is Alon Alegon. Nou Alon Alegon is Jesus. So wat hier gebeur is, onthou, hy het geskryf en nou klink dit, en moet sê iemand anderster vir die ouens wat dit vertaal het, of daar iets missing is. Nee, daar was dus 2 verskillende tye wat dit gebeur het. Want hierdie is Jesus wat ook uit die tempel uitkom. Die oes van die aarde het ryp geword. Dit is belangrik. Ek wil sê hierdie vers is daardie wat sê die oes van die aarde het oorryp geword. Dit is die profesie van die slag van Armageddon wat se vervulling wat nou aangekondig word. En dan sê Jesus, maai hulle af. Ja, hierdie is nie werklik 'n ander engel nie, maar Jesus wat uit die tempel uitkom. En Jesus begin by die tempel, want dit is by die tempel waar die waarheid moet gewees het. Wow. Okay. Vers 16. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan en die aarde is afgemaai. Wow. Hierdie is nie kronologies geskryf nie, is bietjie de mekaar geskryf, want hierdie verwys nou na Jesus wat daai 144.000 Jode red. Want dit moet jy altyd onthou, die koringoes is die geredde Jode. Die koringoes is die geredde Jode. Net ek al vroeër gesê het met die uitsending, as Jesus die 144 Jode dan verwyder,
en hulle is gered, hulle gaan in die hemel in, dan is die aarde reg om geoordeel te word. Want nou wil ek iets anders te noem. Hoe dikwels het jy al gehoor dat mense, veral die ouer mense wat nou al dood is, gesê het en gebid het, dat die koring wit staan op die land. En dat die Here moet kom. En dan het hulle bedoel, as jy met hulle praat, het jy gehoor, dat daar is baie om gered te word. En die Here kan kom om te kom red. Dat daar baie Christene is wat gereed staan om gered te word. Dis wat hulle bedoel het. Maar as jy hierdie lees nou en nou verstaan, dan sien jy, dit is nie die waarheid nie, want hierdie het net te doen met 144.000 Jode. Wow. Totaal verkeerd om so te kon dink. Die Bybel en hierdie Openbaring, veral Openbaring 14 is baie duidelik dat die koringoes is die geredde Jode, niemand anders nie. Dan daarna is daar nog 'n oes, 'n druiweoes. Kom ons lees van hom. En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerpsekel gehad. Right. 'n ander engel, nee, dit is slegs die Here kan oordeel. Slegs die Here kan met 'n sekel loop om te oordeel. Weereens, dit is Jesus. Nie 'n ander engel nie. Daar is weer, die woord wat daar weer gebruik word, is weer allegon, wat Jesus is. En Jesus kom nou weer met 'n sekel uit. Die Here se oordeel is nog nie klaar nie. En soos ek net nou gesê het, hy begin by die tempel. Hy begin by die kerk. Hy begin by hulle wie die waarheid meer bekend is. En wat dit verdraai het. Vers 18. En 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. Ekskuus. Ek dink ek het 'n prentjie om dit uit te druk. Dit wat ek sê, of dit wat daar geskryf staan, as jy dit letterlik vat. 'n ander engel. Weer eens, nie 'n ander engel nie. Jesus vat nie opdragte van engele nie. Dit is ook 'n feit wat ons weet. Right. Van wat word hier gepraat? Hier word gepraat van die aanbiddingsaltaar. En die engel bring die gebede na Jesus. Hierdie is Jesus ontvang die gebede. Wat voorheen gebid was, wat nou met vuur op die aarde uitgegooi word. Watter gebede is dit? Dit is die gebede wat vals is, wat niks beteken nie,
wat vermeng is met sonde en valsheid. Dis daarom, dit is baie belangrik. Dit is nie maar net van 'n geval van bid nie. Och ja, wel, solank ons het daarom gebid. Hoor die mense sê mos so, ons het daarom gebid. Ja, weet jy, maak seker dat daai darmbid van jou nie eendag warm kole is wat jy nou bid, wat eendag teruggegooi gaan word na jou toe nie, vuur wat uitgegooi gaan word nie. Dit is wat hier staan. Sjoe. Dit is nie net 'n geval van bid nie. Dit is, waarheen gaan my gebede? Bereik hulle die Here en word hulle ontvang in die hemel? Of is dit die Here sê, wat se valsheid, verdraaiing is hierdie, die goed wat julle, ek sit met die waarheid voor julle, maar jy bid my hierdie onwaarhede, die Here sê, gooi dit daar een kant in die vuur, laat dit smeel daarso, want daar gaan 'n dag kom wat ek dit gaan teruggooi na die aarde toe. Moenie enige nonsens van enige ou, of wat enige ou, maar is baie mense wat verskriklike onheilige snert kan uitdink en met soveel oortuiging kan vertel vir jou dat dit is hoe jy dit moet doen, en dit is wat jy moet, dit is wat dit beteken. Maak seker. Amen. Die druiwe het ryp geword. Die druiwe het ryp geword, met ander woorde, die druiwe oes, die mense is reg om geoordeel te word. Wie is hulle? Onthou dit altyd. Hierso is jou prentjie om te onthou. As daar gepraat word van druiwe oes, is dit die oordeel van die godsdienstige en onheilige veroordeelde nasies. Die godsdienstige en onheilig, want onheilig en godsdienstig is vir die Here ewe erg. Amen. Die Here soek nie godsdienst, die Here soek 'n lewende verhouding van weergeboorte met hom, gevul met die Gees. En as jy daaruit bid, jou gebede, kan dit nooit oorgaan na kolevuur wat kom teruggegooi gaan word nie. Want die Here en sy Gees praat nie teen homself nie, so eenvoudig soos dit. Amen. Vers 19 en 20, dis die laaste twee versies dink ek, en hier begin die druiwe oes nou. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip in die grimmigheid van God. En die parskuip is buitekant die stad en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die toons van die perde 200 myl ver. Amen. Nou word hier gepraat van 'n parskuip. Net vir jou 'n voorbeeldjie, laat ek hom net kry. 'n Voorbeeld van 'n parskuip, want ons ken nie, soos nie van die plaas af kom nie, van 'n wynplaas af kom, dan weet ons nie waarvan hulle praat nie. Daar is 'n voorbeeld van 'n parskuip. Dit is so groot houer waarin die druiwe dan ingegooi was en dan was dit getrap. En al hierdie getrap, want hy kyk hier onder, dan loop hierdie die binneste, daai vlees van die druif, die binneste, hy word plat getrap dat hy vloeistof word, dan loop dit daaronder uit.
En dit is wat hier gebeur. Die Here vat daardie mense en gooi hulle in 'n parskuip buite die stad. Waar is die parskuip tussen die stad? Buite in die stad? Dit is tussen die Olyfberg en die Tempelberg, ook bekend as die Kedron Vallei. Dit is hierdie gebied. Daarso, en ek het dit mooi in 'n rooi blokkie vir jou gesit, as jy kan sien. Hierso is die Olyfberg is van die kant afgeneem en daai kant is die Tempelberg. Nou, daarso, weet jy, dit is so hoog man, hulle noem dit 'n berg daar in Israel. Maar dit is die Tempelberg, want dit is waar die tempel sit. Hierdie, as jy mooi kyk, hier loop die muur, die buitenste muur van die tempel, die Tempelberg. Right. Dis is waar die tempel, waar die nuwe tempel dan nou staan. Daardie gebied. Nou tussen daardie gebied kan jy sien hierso, dit is ook bekend as die Dal Josafat. Dal Josafat. In Joël hoofstuk 3 vers 2 en Joël hoofstuk 3 vers 10 tot 14 word daar aangedui dat die nasies in die dal van Josafat by mekaar sal kom. Dit is, daar het ek dit nog steeds weer uitgelig. Kyk hierso, daar is 'n diepte. Hy staat hier op die berg, die Tempelberg, en hier as jy uitkom, jy kan sien, oralste, daardie is hoog van daar tot daar onder. Dit is nou nie miljoene myle hoog nie, maar dit is hoog genoeg. Sien jy daar? Kyk daar, kyk daar, kyk daar. En dit vorm soos daardie, waar is hy? Dit gee dieselfde effek, 'n parskuip daarso. Kyk daarso, lyk hy daar, en daar is hy, dieselfde idee. Die Here gaan die nasies daar laat kom, vergader, en gaan hulle daar soos in die pars trap, en hulle bloed sal loop soos wat die sap onder by daai parskuip uitloop. Hier staan dit self in die Bybel, is nie wat ek wat sê nie, dit gaan hoe hoog wees. Daar word genoem, kom ons kyk, op 'n prentjie, hoe lyk dit? Daar het ek 'n perd gery, want dit sê daarso tot by die tooms van die perde, dit is daarso waar die toom is. Dit is 1,8 meter hoog, en dit sê die bloed sal loop op 200 myl. Dit is tussen 300 en 400 kilometer ver. Dit is verwoed ver. Dit is verby die dooie see, want die dooie see is maar 45 myl verder, of kilometer. En ja, daar is 'n groot moontlikheid dat dit sal gebeur, want kyk, hier wil ek vir 'n foto wys, al hierdie gebiede om die Kedron Vallei. Kyk, daar, so dis nou, al hierdie gebiede is, wat ek weer hierdie foto wil wys is, dit is alles afdraandes. Alles is afdraandes. Dit loop af, het 'n val. As jy kyk hierso, wow, daar so,
Daar's die dooie see wat 45 km verder is. Daar's die dooie see lê hier. Alles is hoër om hom en alles loop soontoe. Die dooie see is die laagste plek op die aarde, né? 414 meter onder seespieël. Dis bietjie laag af, hoor. So daar is definitief 'n kans dat hierdie bloed sal loop 200 myl ver. Soos wat die Here die nasies gaan vertrap daar in die Parskuip buite die stad, in die Kedronvallei. Hulle sê daar so net om vir jou te sê, om dit vir jou te bevestig, hoe laag dit is van daar af hiernatoe. Wanneer dit reën in Jerusalem en hard reën, en jy is in hierdie gebied, dan word daar so aangekondig en gesê, kom weg, vlug weg, gaan na hoër gebied toe, want al die water kom al die pad daar van Jerusalem af, val, kom die hele tyd, loop het af. Hulle sê dat mense word daar vasgekeer en hulle verdrink daarso. Jy moet daar wegkom. En dit is wat die Here sê hier met die bloed gaan gebeur. Dis hoeveel bloed gaan vloei daarso. So ja, die slag van Armageddon wat dan kom. Hierdie is 'n inleiding tot die slag van Armageddon. En die Here sal dit nou nog vorentoe meer verduidelik en uitlê. Maar hierdie is nie die beste tyd vir 'n mens om op die aarde te wees nie. Eers was dit 7 jaar gepitst te word deur Satan en deur hierdie demone wat nou sigbaar is, dat jy hierdie lelike goed kon sien, en hulle het jou gepynig. Toe dit verby is, toe kom die wraak van die Here ook nog. Nee, ek glo nie een mens wil dit waag om dit te wil gaan trotseer nie. Dit is hoofstuk 14. Woensdag, is net 3 dae aan, is dit hoofstuk 15. En prys die Here, dankie Here vir elke keer vir hierdie woord. Ja Here, U het jare terug vir my geopenbaar. Dit was jare terug wat ek het geskryf het en daai teses geskryf het en alles, maar dit het alles verlore gegaan. U weet, die rekenaars was gesteel en U laat dit alles weer terugkom. Al die prentjies, dit maak dit eintlik, Here, so opwindend, want omtrent al dit wat ek van hou, die prente wat ek alweer by kry, is alles nuut. En dankie Here, dankie vir U genade, dankie vir U woord, dankie dat U ons waarsku, dankie Here dat ons die waarheid kan weet. Spreek met ons en maak ons toe met die bloed. Tot Woensdag, Here, ons is honger om verder te hoor. Amen. Amen en amen. Met dit ontvang die Here se wonderlike seën en gaan in vrede. Dis die shalom wat jy op die einde gaan hoor. Ek ken al daai een Joodse woord, Hebreëse woord. Yerechogeta Adonai dismarecha, Yair Adonai pawanilecha, Wechogonechta, Yesa Adonai pawanilecha, Weasemlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Die Here sal jou vat, jou verhef tot in hom en aan jou vrede gee. Amen en amen.